Ons is nou by die 8ste lesie vir die laaste dae se studies. Dis die laaste lesie vir Openbaring, maar ons moet nou nog kyk na Matteus 24 ook. So daar is nog Nuwe Testament versies wat ons nog nou moet kyk wat te doen het met die laaste dae. Nou tot dusver, wat het ons nou al geleer? Ons het geleer dat 6 seels was oopgemaak deur Jesus en hy het gelees wat binne in die seel staan. En ek sit dit so op 'n tydlyn sodat jy kan sien dat dit wat ek sê klink verskriklik vreemd, want volgens my het die perde al die four horses of die apocalypse al lank al begin hardloop, en dis nie wat vir ons geleer was van kleins af nie. Daarom sit ek dit op julle op 'n tydlyn, dat ek vir julle kan wys, dat dit wat ek sê, stem presies ooreen met dit wat in die geskiedenis al gebeur het. Byvoorbeeld, na die 6ste seël is dit omtrent die jaar 1750, en as jy gaan lees by die 6ste seël, was daar dinge so sterre wat uit die hemel uitgeval het. Dit was 'n baie donker tyd gewees, so dit was gedurende die tyd van World War 1 en World War 2. En dan in Openbaring sien ons dat God sê vir die 4 engele wat op die 4 hoeke van die aarde staan, dat hulle moet stop. Nou wat dit beteken is, dat Israel moenie meer verstrooid word nie. Dis tyd vir hulle om terug te gaan, en op die tydlyn stem dit presies ooreen. Dis dan die jaar 1948 waar Israel dan 'n staat geword het, en die Israeliete kon teruggegaan het na Israel toe. Na dit lees ons van die engel wat die 144.000 geseël het op hulle voorkoppe, en dit beteken dis hulle het ontvang die Heilige Gees. En julle sal sien, op die tydlyn pas dit in gedurende die tydperk van die God's Generals. Dit was 'n tydperk toe ons nou nog klein was, waar daar pastore was wat sulke awesome wonderwerke gedoen het deur die Heilige Gees, soos byvoorbeeld Reinhard Bonnke, hy is val in hierdie tydperk, John G. Lake, Smith Wigglesworth. So dit is dan die tydperk wanneer die Heilige Gees baie hard gewerk het, of die pastore het toegelaat dat die Heilige Gees hard kan werk. Dan word die 7de seël oopgemaak. Die 7de seël gaan oor in 4 trumpets. Nou ek het ook vir julle gewys dat dit is iets wat nou al reeds gebeur het. Want onthou dit, mense sal nou dink, dit klink vreemd, hoe kan hierdie vrou sê dat die seëls is al klaar oopgemaak, die trumpets is al klaar geblaas? Ons almal sit en wag vir die laaste trumpet om te blaas, dan weet ons Jesus kom terug. So ons letterlik sit en wag vir die 7de trumpet om te blaas, maar dan sal ons stry en sê, ja, maar die ander trumpets is nog nie geblaas nie, maar dit moet, want hoe kan die laaste trumpet blaas as die seels nog nie oop is nie, as die trumpets nog nie geblaas is nie. Daarom sit ek dit vir julle op 'n tydlyn, dat julle kan sien, dit stem ooreen met dit wat ek sê. So dan word die 4 trumpets geblaas, en dit beïnvloed dan die natuur, soos die see wat besig is om dood te gaan, die vars water wat besig is om dood te gaan, die sterre wat mens nie meer kan sien nie, as gevolg van ligbesoedeling. En dan die volgende 3 trumpets wat geblaas word, noem die Bybel 3 wees. En dit val in ons tyd. So heiliglik is dit waar ons nou trek. En hoekom sê ek so? Want as jy gaan lees van hierdie trumpets, praat hy van 2 armies. En dit praat van 'n tydperk van die LGBTQ community. Dit praat van 'n tydperk van Pharmakeia, wat te doen het met Big Pharma, te doen met siektes en so, en ek bedoel, ons almal ken van COVID, wat die hele wêreld tot stilstand gebring het. So, gaan luister net die vorige lesie, om te verstaan, hoekom sê ek dat dit is nou in die tydlyn waar ons nou trek. Ons trek nou by die 5de, 6de trumpet wat geblaas word. Dan wat gebeur daarna? Dan sien Johannes 'n engel met die reënboog om sy kop, wat gesê het, die mense moet nou wakker skrik, tyd raak min, en dan word die fokus teruggesit op Israel, want onthou, Israel moet op die einde tot inkeer kom. Israel moet besef dat Jesus is en was die Messias. Dan word die laaste trumpet geblaas. Nou by die laaste trumpet gebeur daar 2 dinge. Die ongelowiges ontvang die toorn van God. Ons weet dat die groot verdrukking moet nog kom, en onthou, die Bybel noem dit nie die groot verdrukking nie, die Bybel noem dit die grimmigheid van God. So die grimmigheid van God moet nog kom vir die ongelowiges, maar die gelowiges kry 'n loon, en hierdie loon is dan die wegraping. So die volgende ding op die tydlyn wat ons nou kan dophou, is die wegraping, is die volgende ding wat kan gebeur. En om te weet wanneer kan ons die sterre dophou, gaan kyk net Openbaring 12. Ek gee vir ons 'n prentjie oor 'n sterreteken wat in 'n presiese alignment moet wees. En dan as die opregte geesvervulde Christene weggevat is met die wegraping, dan kom die diersisteem, en dan die Christene wat nie geesvervuld was nie, wat nou nog agtergebly het, hulle gaan dan nou moet kies om die merk van die dier te vat of nie, en ek stel voor jy vat hom nie, want dan gaan jy die grimmigheid van God ontvang.
Dan daarna sien jy dat daar gaan nou nog 'n oordeel gebeur, gelukkig hierso, die mense wat dan oorwin het, die Christene wat die merk van die dier oorwin het, gaan dan hierso weggevat word, uit die storie uitgehaal word, en dan eers kom die grimmigheid van God. So ja, daar gaan Christene agterbly na die wegraping, wat nie geesvervuld was nie, maar hulle gaan dan vir 3,5 jaar deur 'n tydperk moet gaan waar jy nie kan koop nie as jy nie die merk van die dier het nie. So dit klink soos, ag dankie tog, ons gaan nie deur die groot verdrukking nie, maar jy gaan vir 3,5 jaar lank nie kan kos koop nie, wat ook maar 'n groot verdrukking is. En dan is dit die grimmigheid van God wat uitgegooi word, en dan Babylon wat val, en dan kom Jesus terug om te regeer as koning. Hierdie is die opsomming van Openbaring, en hy stem presies ooreen met wêreldgeskiedenis. So nou, wat ons laaste, die vorige lesie bygestop het, was die wegraping. So ons gaan nou in detail kyk vanaf die merk van die dier. Wat nou nog oor is op die tydlyn van Openbaring, is daar so, ons het getrek by die vrou en die dierteken wat ons moet dophou in die sterre. Dan gaan ons sien die duiwel word uitgegooi, Openbaring 12, Openbaring 13 lees ons van die merk van die dier, en dan gaan daar 'n oes wees, en dan gaan hierso by Openbaring 16 is dit dan die 7 baals wat uitgegooi word op die aarde. Nou kom ons kyk gou-gou na die wegraping wat gaan gebeur, Openbaring 12, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg met die seentjie wat die seentjie gebaar het. So wat hierso gebeur is die draak wou die kind doodgemaak het, en hy was toe weggeruk, hy was geharposa, hy was weggeneem soos die wegraping, en toe spoeg hy water uit na hierdie vrou toe. Nou hierdie vrou is Israel, en hoekom sê ek so? Want hierdie spesifieke vrou het arendsvlerke, en Eksodus 19 vers 4 sê, julle het self gesien, God praat hier met Israel, wat ek aan die Egiptenare gedoen het, en dat ek julle op arendsvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het. So ja, daar is 'n tydperk in Eksodus ook, waar Israel arendsvlerke gekry het. So hierdie draak spoeg water uit na Israel toe. Die draak is die slang, en uit sy mond kom waters, en onthou ons het gesien in Openbaring 17 vers 5, as jy lees van waters, beteken dit mense. So die duiwel gebruik mense om Israel aan te val, maar Israel, daar kom vir haar redding, so dan verander die duiwel se fokus, dis dan nou nie meer op Israel nie, sy fokus gaan nou op die nakomelinge van die Christene wat dan nou nog oor is. Hier sien ons dat die vyand het sy aandag van Israel afgehaal, en hy gaan al sy woede op die Christene uithaal wat nou nog op die aarde is. En hoe gaan hy dit doen? Hy gaan met dit regkry met 'n duiwelse koninkryk. Dis waar ons nou nog gaan kyk. Ons gaan kyk na die merk van die diertydperk. Openbaring 13 kom daar 'n dier uit die see uit met 7 koppe, 10 horings, en ons het nou al gesien, as 'n dier uit die water uitkom, so ons weet, ons het gesien in Daniël, die boek van Daniël, dat dier verteenwoordig 'n koninkryk. So hierdie koninkryk kom uit die waters uit. Waters beteken mense, so dis 'n koninkryk wat geregeer word deur mense. En dan het hy 7 koppe en 10 horings. Nou 7 koppe betekende 7 konings, maar horings betekende konings sonder koningskappe. So dit kan byvoorbeeld ietsie wees soos companies, dit kan wees soos presidente, dit kan wees, so dit is 'n koning sonder 'n koningskap, 'n leier, 'n figuur wat ons almal ken. En dan die laaste koninkryk wat oorlog kom voer, is 'n kombinasie van al die koninkryke wat ons gesien het in Daniël. En dit is al die koninkryke wat die duiwel al gebruik het teen Israel. So die duiwel weet dat sy tyd is min, want onthou, hy is nou net uitgeskop. Hy weet sy tyd is min, en hy gaan nou al sy guns uithaal om die laaste fight te doen. So hy gebruik al sy koninkryke wat hy in Daniël gebruik het, om hierdie laaste fight te fight. En dan sien ons dat die duiwel gee vir hierdie koninkryk sy krag. Nou wie kan hierdie 7 konings en 10 leiers wees? Ek weet nie, maar dit sal ietsie wees soos 'n bekende en groot presidente, soos hier soos byvoorbeeld Rusland, Israel, Amerika en China se presidente. Hulle gaan definitief 'n rol speel in die eindtyd. En dan kan dit miskien soos groot governing companies wees, soos die United Nations, die World Economic Forum, die World Health Organization, wat ook 'n groot impak het op die eindtyd. En dan kan dit miskien ook soos ryk mense wees wat hulle geld verdien het deur so social media, online verkope, AI companies, byvoorbeeld ons almal ken Google, ons almal ken Facebook, ons almal ken vir Bill Gates van Microsoft. So dit kan sulke tipe mense wees. Onthou wat hy sê, daar is 10 horings. 10 horings is hulle is konings sonder koningskappe. So dis nie presidente en so nie, maar hierdie mense het mag om die eindtyd te beïnvloed.
En dan kan dit groot companies wees wat alles besit. Daar's 'n company met die naam van BlackRock. Hy het soveel aandele in hierdie massive maatskappye dat hierdie is seker een van die grootste companies daar buite en hy beheer definitief 'n groot deel van die aarde. Byvoorbeeld, hy het soos nuus, hy besit nuuscompanies soos CNN en Fox News. Hy besit Big Pharma soos Pfizer en Moderna. Hy besit Google 'n gedeelte van. Hy besit 'n gedeelte van Microsoft. So hierdie is 'n massive company en hy gaan definitief 'n aandeel hê in die eindtydstorie. En dan, dat een dier uit die see uitgekom, en nou kom hier 'n tweede dier, maar hierdie dier kom uit die aarde uit, en hy het 2 horings gehad. Hy lyk soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Nou, die eerste dier het uit die waters uitgekom, so, waters beteken uit die mense uitgekom, maar hierdie dier kom uit die aarde uit. Nou, ek het nog glad nie 'n Bybelversie gekry wat vir my verduidelik wat beteken uit die aarde uit nie, maar wat is die opposite van aarde? So, of ek sê so water. Water, onthou die eerste dier kom uit water uit. So as water mens beteken, wat sal dan die opposite van mens wees? Is dit dalk die geestelike realm? Is dit soos demone en so? Of is dit miskien AI? Is dit miskien fake mense? Ek vermoed dit is dalk AI, maar dit is net my opinie. Dan sê hierdie hoofstuk dat hy het 2 horings gehad, en dit beteken is 2 konings sonder koningskap. En dan het hy gelyk soos 'n lam, maar hy het gepraat soos 'n draak. So hy lyk onskuldig, maar dit het duiwelse intensies. En dan het baie mense vermoed hierdie is die antichrist, en dit is moontlik, ek stry nie, ek wil net vir julle onder julle aandag bring dat die antichrist gees is lankal al aan die werk. Byvoorbeeld 1 Johannes, in die tyd van die disippels, praat hy al van antichriste in sy tyd. 1 Johannes 2 vers 1 sê, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste. Vers 22 verduidelik, wie is 'n antichrist? Daar staan, wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? So as jy wil weet of iemand 'n antichrist gees het, is as hy teen Jesus praat. So as daar mense daar buite is wat sê, nee, Jesus was nie die seun van God nie, dan is hulle besig om te praat vanuit 'n antichrist gees. So daar is al lankal 'n antichrist gees wat besig is om te werk op die aarde. En dan hierdie spesifieke dier wat ons lees van in Openbaring 13, hy gaan die mense dwing om 'n merk van die dier te vat, die 666. Nou hierdie merk, is dit 'n fisiese merk of is dit 'n geestelike merk? As dit byvoorbeeld 'n fisiese merk is dit iets soos 'n microchip wat in ons ingeplant word, of soos Elon Musk se Neuralink waar hy dan 'n chip in jou brein plant, of is dit dan miskien 'n geestelike merk? Want hierdie konsep van iets op jou hand en iets op jou voorkop is nie 'n nuwe konsep nie. Dit was vir die Israeliete ook gesê in Deuteronomium 6 vers 6, waar Moses vir die volk sê, vat die woord van God en sit dit op jou voorkop. Vat die woord van God en sit dit op jou hand. Nou die Israeliete het dit letterlik gedoen. Hulle het hierdie swart tou om hulle arm gesit met daai blokkie en die blokkie op hulle voorkop. So hulle het dit letterlik gedoen. Binne in daai blokkie is Bybelversies neergeskryf. Maar dis nie wat Moses bedoel het nie. Wat Moses bedoel het is, pas op wat jy dink en pas op wat jy doen. So die woord van God moet altyd in jou kop wees en die woord van God moet altyd wees in dit wat jy doen. Joshua 1 vers 8 sê dieselfde, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeinsde dag en nag sodat jy nou gesed kan handel. So die woord van God beïnvloed wat ons dink en wat ons doen. So is hierdie merk van die dier dalk ietsie waar jy dan moet kies tussen die duiwel en van God. As jy doen wat God sê vir jou om te doen, of as jy doen dit wat die duiwel sê vir jou om te doen, ek weet nie, hierso sê ek, wat ook al hierdie merk is, moet dit net nie vat nie, want Openbaring 14 vers 9 sê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof en op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, en hy sal gepynig word met vuur en swaal, en die rook van hulle pyn gaan opgaan tot in ewigheid. Maar ek weet soos, ek het al so baie gegoogel om uit te figure, wat is die 666, wat is die merk, is dit 'n fisiese merk, is dit 'n geestelike merk, wat beteken 666, ek hou alles dop, daar's baie opinies, maar ek wil net opinies sê nie, ek hou daarvan om uit die Bybel uit te verduidelik, maar
hoe profesie werk is, dis soms moeilik om in die toekoms in te sien, maar sodra jy daar kom, dan denk jy, is dit wat dit beteken het. Daarom sê ek hierso, ek weet met tyd gaan ons agterkom wat hierdie is, want ons is om die draai van die merk van die dier, maar onthou die heiliges wat gees vervuld is, gaan hierdie tyd nie wees nie, maar daar gaan nog Christene op die aarde wees. En dan die volgende ding op die tydlyn is, daar gaan nou 'n oes wees. So daar gaan 3,5 jaar gaan die dier regeer, hy gaan vir die mense sê, vat hierdie merk of jy mag nie koop nie, en na 3,5 jaar kom God weer en hy kom oes. Dit gebeur in Openbaring 14. Nou is die tyd vir die mense wat nou deur die merk van die diertydperk gegaan het om geoordeel te word, om te kyk wie gaan die grimmigheid van God vryspring. Want nou dat die volgende ding op die tydlyn is die grimmigheid van God. So God staan nou weer voor die mens en hy sê, okay, jy is ongelowige, jy kry my grimmigheid, maar jy het daarom nie die merk van die dier gevat nie, jy het nog steeds, dis soos die Christene wat tweede kans gekry het, want hulle het die eerste kans die wegraping gemis, toe gee die Here vir hulle 'n tweede kans en sê, okay, wys vir my, jy sal saam met my staan, maak nie saak wat nie, en hulle gaan die grimmigheid van God mis. Openbaring 14 vers 18 sien ons dat die sekel het ingekom en hy die hele oes opgegaar, maar net die druiwe. Onthou, nadat die druiwe geoes is, word hulle getrap. Die ongelowiges gaan nou getrap word deur die grimmigheid van God. Die Christene wat deur die merk van die dier moes gegaan het en dit oorwin het, gaan die grimmigheid van God mis. Dit staan in Openbaring 15 vers 2. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken en oor die getal van sy naam het ek by die see van glas sien staan. So nee, hulle is nie op die aarde nie, hulle gaan nie die grimmigheid van God ontvang nie. So die volgende ding is dan, soos wat ons het verstaan, die groot verdrukking, die 7 bowls wat uitgegooi word. Ons kan kyk, waar anders in die Bybel het God die mense gered net so voor sy toren. Voordat hy sy grimmigheid uitgegooi het. Byvoorbeeld Noag. God het sy toren uitgegooi, soos met water. Maar in die tyd van Noag was daar ook 2 tipe Christene. Aan die linkerkant was Henog, en hy het saam met God gewandel. Dit staan in Genesis 5 vers 24. En Henog het met God gewandel, en hy het geloop waar God gesê het om te loop. Dis wat hy wandel beteken. En aan die regterkant het jy vir Noag. Noag het geglo, dit staan in Hebreërs 11. En Noag het gedoen wat reg is, dit staan in 2 Petrus 2, net soos ons Christene wat in Jesus glo, so hulle gaan hemel toe. Wat ek hier so probeer sê is, onthou ek sê vir julle, daar's 2 tipe Christene. Al 2 glo in Jesus, so al 2 gaan hemel toe. Al 2 gaan die grimmigheid van God mis, nee? Maar een gedeelte van hulle wat gees vervuld is, gaan weggeraap word voor die merk van die dier, so hulle gaan weggeraap word. Maar dan gaan daar nog 'n handjievol Christene agterbly en hulle gaan nog so deur 'n bietjie verdrukking gaan. Dit het hierso in die tyd van Noag ook gebeur. 2 mense, Henog en Noag. Henog is weggevat voor die vloed. Want al 2 van hulle het in God geglo. Al 2 van hulle het goeie werke gedoen, maar Henog is weggevat voor die vloed. Hoekom? Want hy het saam met God gewandel. Hy het gedoen wat God gesê het om te doen. Nou Noag was 'n goeie mens, 'n regverdige mens, maar hy moes in die ark ingegaan het. So hy is nog steeds gered van die grimmigheid van God, maar hy moes vir hoe lank binne in die ark gesit het, vir 'n jaar en 10 dae. So hy het die grimmigheid gemis, maar daar was nog so 'n bietjie 'n moeilike tyd wat hy moes deurgegaan het. Nou Noag was nie 'n minder kind van God as Henog nie. Noag was nie 'n slegter mens as Henog nie. Al 2 is kinders van God. Inteendeel ken meer mense vir Noag as vir Henog. Nou dieselfde met die mense wat die wegraping gaan mis. Jy is steeds 'n kind van God, maar die verskil is, die geesvervulde Christene het sy vlees gekruisig. Regdeur die Nuwe Testament lees ons van ons moet heiligmaking nastreef. En daar is Christene daar buite wat in Jesus glo, hulle doen wat reg is, maar die wêreld hou hulle so besig dat hulle vergeet van heiligmaking. So sien julle hoe baie belangrik is heiligmaking, want dit is eintlik wat heiligmaking is dus die Heilige Gees binne in jou, wat vir jou sê, okay, dit wat jy daarna doen is verkeerd, moenie dit doen nie. Dis die Heilige Gees wat jou sê, okay, staan nou op, lees Bybel. Dis die Heilige Gees wat vir jou sê, okay, kom bietjie by die kerk uit. En baie mense hoor dit, maar hulle raak so besig en dan word hulle partykeer as prins doof vir die Here, of partykeer is die gelawaai van die wêreld net so hard. En dan nog 'n voorbeeld, sien jy ook by
die Here se judgment op Sodom en Gomorra. In die tyd van Lot het God sy toorn uitgegooi as vuur, maar in die tyd van Lot was daar ook twee tipe Christene. Lot, sy vrou en sy dogters het uit Sodom en Gomorra gevlug, so almal het die grimmigheid van God gemis. Maar die vrou wat teruggekyk het sout geword. Sy het teruggekyk na haar ou wêreld toe, na haar ou lewe. Sy kon nie haar ou lewe van afskeid neem nie. Dis dieselfde met die Christene wat die wegroeping gaan mis. Baie van hulle glo in Jesus, hulle gaan kerk toe, maar hulle wil net nie van hulle sondige natuur ontslae raak nie. Jy weet, dit is net te lekker om saam met my vriende te party tot wie weet hoe laat. Dis net te lekker om te vloek. Dis net te lekker my verslawing. Dis net te lekker om, jy weet, nie te doen wat die Heilige Gees sê nie. Dis dieselfde. Lot se vrou het teruggedraai en haar wêreld gemis en toe word sy 'n soutpilaar. Maar albei mis die grimmigheid van God. Nou kom ons kyk, wat is die grimmigheid van God? Dis bowls wat uitgegooi word, 7 van hulle. Maar wat is binne in hierdie bowls? Nou, ek het al in 'n vorige studie gesê, onthou die Ou Testament eindtyd, dat Jesus vang al die sleg van die mense op en dan gaan hy dit vir hulle teruggooi. En ons sien dat reg deur die Bybel is daar houertjies wat die Here wag om vol te word. Dan gaan hy dit teen terug, jy weet, een kant sit en dan gaan hy dit eendag op die aarde uitgooi. Genesis 15 vers 16 sê, en die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. Matteus 23:32 vir die Fariseërs sê Jesus, maak die maat van julle vaders dan vol. Daar's iets wat met vol raak. Daniël 8, maar aan die einde van hulle heerskappy is die goddelose se maat vol gemaak is. Daniël 9, die maat van die sonde vol te maak. So kan julle sien, daar is houertjies wat vol word van slegte goeders. En dan ek dink wanneer dit nou vol is, gooi die Here dit terug op die ongelowiges, nie op die wêreld nie. Ek bedoel, ek gaan nie gestraf word vir iemand anders se ongeregtigheid en se lelike lewe nie. So amper asof die ongeregtighede opgevang is en dit word nou teruggegee aan die ongeregtiges. Nou die eerste bal wat uitgegooi word, die eerste engel gooi sy skaal en kwaai bose swere het aan die mense gekom. Die tweede engel gooi sy skaal op die see en die see het bloed geword. Alle lewende wesens in die see het gesterwe. Die derde engel gooi sy skaal op die riviere en waterfonteine en dit het bloed geword en die engel sê dat dit is God se judgment is regverdig. En dan die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi om die mense met vuur te skroei met 'n groot hitte. Ek wil net gou hierso stop, onthou julle, dit is dan nou die ongeregtighede wat teruggegooi word op die onregverdige mense. Nou as ons nou dink soos veral in ons tyd, waar hulle die mense probeer bang maak met global warming. Daar is climate change. Ek glo in climate change van die Here het die aarde gemaak dat hy self weer terugkom in balans en dan partykeer dan shift die natuur. Soos party plekke sal nou meer reën as ander plekke. So ek glo in climate change, maar dit is nie die aarde wat wil terugkom in balans, want ons is besig om die aarde op te voeder. Maar global warming is 'n leuen. Dit is net 'n manier om die mense bang te maak. En dan hierso lyk dit vir my asof die Here sê, okay, julle wou mos die mense bang gemaak het met global warming, kom ek gee vir julle global warming. En dan die 5de engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, sodat sy koninkryk verduister is. En dan die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die Eufraat, en hierso het die hele Eufraat opgedroog. Huidiglik nou is die Eufraat net, daar is nog bietjie water. Nou hierso wat hierso gaan gebeur, is daar gaan dan oorlog in die Midde-Ooste gebeur as gevolg van hierdie droog Eufraat. En dan die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug. En dan hierso is groot haalkorrels op die aarde gegooi. 'n Talent swaar. Nou wat beteken talent? As dit 'n Nuwe Testament talent is dit haal die size van 58 kg. So hierdie is jy weet, 'n jong of 'n klein vroutjie se gewig. Dit is die size van die haal wat op die mense neergegooi gaan word. So dit is die 7 bowls, die grimmigheid van God wat uitgegooi gaan word. Dit klink baie soos die 7 trumpets. Sal jy sien hulle stem so bietjie ooreen, maar dit is nie dieselfde ding nie. Ons gaan deur die trumpets, maar ons gaan nie deur die grimmigheid van God nie. By die trumpets byvoorbeeld is net 1/3 van die see dood, maar by die grimmigheid van God is die hele see vol bloed. By die trumpets is byvoorbeeld net 1/3 van die varswater bitter, en by die bowls is die hele varswater word uitgewis. So dit gaan 'n baie rowwe tyd wees. En hierdie is dan nou vir die mense wat net, maak nie saak wat die Here na hulle kant toe gooi om hulle oë oop te maak nie. Hulle het net bly die Here ignore en hulle stel nie belang nie, hulle kies die Here. En ons lewe ook eintlik in 'n tyd waar jy duidelik kan sien wie kies die Here en wie kies die duiwel.
So die volgende ding wat dan moet gebeur daarna is dan Babylon wat gaan val. Dit gebeur in Openbaring 17. Hierso word sy geoordeel. Sy het al reeds geval in Openbaring 14. So jy kan gelees Openbaring 14 het sy geval, maar hier kom haar oordeel. Dis soos iemand wat gevang word wat het iets verkeerd gedoen in jou hofsaak kom eens later. Hierdie is dan nou soos Babylon se hofsaak. Nou onthou dat die duiwel is 'n copy and paste van die Here. Die Here het 'n stad en die stad se naam is Jerusalem, maar die duiwel het ook 'n stad en sy stad se naam is Babylon. Nou die Here het 'n maagd wat Maria is en in die gees is dit die volk Israel en dan die duiwel het 'n hoer, die opposite van 'n maagd. So die Here se gedeelte is die true religion en die duiwel sinne dan is die false religion. So hierdie vrou wat op hierdie dier sit is false religion wat op die mense sit. Want daarso is, jy gaan lees hier die Openbaring 17 en 18, sal jy lees dat dit is 'n vrou wat hoereer. En onthou oral in die Ou Testament, as jy lees van hoereer, het dit te doen met die Israeliete het ander gode aanbid. So hoerery gaan oor afgodsaanbidding. Hierdie is 'n false religion. Dan op haar voorhof het daar gestaan, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Moeder van die hoere, weer eens, sy is die moeder van afgodery, en ons verskriklik baie afgodery. En is false religions ook. Dit kan byvoorbeeld Christianity wees wat net so 'n bietjie geswaai het. Dis vals. Ons moet teruggaan na die woord van God en doen wat die woord van God sê. Gaan terug na die Handelinge kerk en kyk hoe hulle kerk gehou. Want anders sit jy in die gevaar van false religion. Jy sit in die gevaar van die false religion van Babylon. Nou, daar's 'n verduideliking in Openbaring 18 oor hierdie spesifieke Babylon. Onthou ek sê nou, dis false religion. Baie mense glo dit is Amerika wat gaan val. Nou dit lyk asof sy dalk binnekort gaan val. Dit is dalk Hollywood wat gaan val. Maar nou ek hou daarvan om Openbaring te kyk in die gees. Want as jy dit in die gees verstaan, dan verstaan jy die prentjie 'n bietjie beter. So in die gees is dit false religion wat gaan val. En dalk moet Amerika val vir false religion om te val. So in die vlees gaan daar ook dinge gebeur, maar dis nie waarop ek fokus nie. Ek fokus op die geestelike. En in die geestelike is Babylon false religion. En hoekom sê ek so? Openbaring 18 vers 11 sê, en die handelaars van die aarde sal ween en rou oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie. En wat verkoop sy? Goud, silwer, edelgesteentes, parels, fyn linne. Openbaring 18 vers 11 sê ook, wat verkoop sy nog? Kaneel, reukwerk, salf, wierook, wyn, olyfolie. En dan Openbaring 18:22 sê, en die stem van die sitterspelers en die sangers het stil geraak. Nou as jy mooi gaan kyk, daai boonste gedeelte waar hy praat van goud en silwer, hierdie is dinge wat jy gebruik om afgodsbeelde te maak. Die tweede gedeelte praat van kaneel, reukwerk, salf. Hierdie is nodig met afgodsoffers. En dan die laaste ene praat van sitterspelers, sangers. Hierdie het alles te doen met worship. So ek sê Babylon is false religion, maar met false religion het jy goud nodig om te aanbid, jy dalk hout nodig om jou beeldjie te kan maak. So dit is Babylon het te doen met 'n afgodsbeeld. En dan sê hulle, wat verkoop sy? Sy verkoop goed soos olyfolie, salf, reukwerk. Dit gebruik 'n mens by offers. As jy gedink in die Ou Testament het hulle fyn meel gaan offer, hulle het skape geoffer. En dan die laaste gedeelte lees jy van dat die sangers het stil geraak. So dit onthou afgodery het ook worshipspanne. So hierdie is alles nodig dan om te worship. So kan julle sien is 'n false religion wat 'n afgodsbeeld het, wat afgodsoffers aanvaar en wat worship aanvaar en Babylon gaan val. False religion gaan val. En dan vra ek maar hoe gaan false religion val? En die waarheid is wanneer Jesus terugkom. Dan Openbaring 19 vers 15 sê, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard kom. Onthou, swaard is die woord van God, dis die waarheid. As Jesus terugkom en die waarheid spreek, gaan geen false religion nog kan staande wees nie. So dan, Jesus kom terug en false religion val, maar Jesus kom ook terug vir sy bruid. So ek sê hierso dat Jesus kom terug as 'n koning, want daar so staan op sy hoof was baie krone. Onthou jy in Openbaring 5 toe ons die lam gesien het, het hy horings gehad, en horings beteken mos konings wat nog nie hulle koningskap ontvang het nie. Maar hierso in Openbaring 17 vers 12 aanvaar Jesus sy koningskap, en Openbaring 19 vers 6 sien ons dat hy het
baie krone. Selfs in vers 12 staan daar, op sy hoof was baie krone. So Jesus het teruggekom as die koning van die konings. En dan Jesus kom terug vir sy bruilof, Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Nou, ons het nou gekyk na nommer 9, ons is besig om te kyk na Openbaring, maar wat jy ook kan doen is jy kan na 'n Joodse troue kyk, die tradisies wat hulle het, en dit stem ook ooreen met wat in die gees gebeur, en dit het ook betrekking op eindtyd. As jy 'n Joodse troue verstaan, kan jy eindtyd verstaan. Nou kom ons kyk gou-gou. 'n Joodse troue het 3 gedeeltes. Selfs met ons ook, jy word verloof, dan trou jy en dan het jy jou party na die tyd. Nou, dis by die Jode dieselfde. Die eerste ene is Kudushin, dit is dan as hulle verloof is, maar hulle sin is so sterk, hulle mag nie hierso, dis soos trou, jy mag nie nadat jy verloof is die persoon los nie. En dan wanneer hulle trou, noem hulle dit Nishayin, en dan is dit die bruiloffees. So wat gebeur is, die bruidegom verlaat sy pa se huis en hy gaan na sy bruid se huis toe. Dan betaal hy 'n prys vir sy bruid, amper soos Libolla. En dan word die bruid geheilig. Sy word na 'n aparte kamertjie toe gevat, sy slaap daarso, sy begin byvoorbeeld sonbed en sy word mooi en sy stryd in haar hare. So sy begin gereed maak vir die troue. Nou, dan is daar 'n tydperk, baie keer 'n jaar, waar die bruidegom 'n huis bou vir sy bruid. En dan onthou die vrou is weggevat, sy is besig om haarself mooi te maak. Die man is weg, hy is besig om 'n huis te bou. Nou wanneer die pa van die man happy is met hierdie huis wat hy besig is om te bou, dan sê hy vir sy seun, okay, ek is happy met jou huis, gaan haal jou vrou. En dan die bruidegom se koms word aangekondig met 'n trompet en dan gaan steel hy sy bruid in die nag. En dan kom hulle by die troue. Die bruid gaan dan vir 7 dae na die bruidegom se pa se huis toe om reg te kry vir die troue. Onthou, sy het nou intussen gesonbed en haar hare mooi gegroei en haar lyfies room gesmeer en toe kom steel haar man haar en vat haar na sy pa se huis toe en daarso gaan sy nou aantrek vir die troue. En dan is dit die bruiloffees, dan party hulle as hulle klaar getrou het. Nou kom ons kyk gou wat beteken dit in die gees. So die bruidegom verlaat sy pa se huis en gaan na sy bruid se huis toe. Is dit nie ook wat Jesus gedoen het nie? Jesus het sy pa verlaat, hy het uit die hemel uit gegaan en hy het aarde toe gekom, hy het na sy bruid se huis toe gekom. En dan betaal hy vir haar 'n prys. 1 Korintiërs 7 vers 23 sê, julle is duur gekoop. Jesus het ons gekoop met sy bloed. En dan word die bruid geheilig, want sy word dan nou eenkant gesit en sy is besig om haarself mooi te maak. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig. Ons is ook nou besig om heilig te word vir ons bruidegom. En dan is daar 'n tydperk waar die bruidegom weggaan om 'n huis te bou, en dit is wat Jesus ook gedoen het. Johannes 14 vers 2, toe hy opvaar, sê hy vir sy disippels, in die huis van my Vader is daar baie wonings, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan het om vir julle 'n plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem. En dan is Jesus besig om sy huis te bou, en dan wanneer die pa happy is met die huis, dan gaan hy sê, okay, gaan haal jou bruid. So Jesus is nou heiliglik besig al vir 2000 jaar om 'n huis te bou. God die Vader kom en hy sê, nee, maak nog vir my hier so 'n bietjie mooier, maak vir my daar 'n bietjie mooier, en wanneer God die Vader sê, yes, ek like die huis, gaan haal haar, dan kan Jesus kom om sy bruid te kom haal. Daarom Matteus 24 vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, maar net die Vader alleen, want hy is die een wat sê, yes my seun, ek like jou huis, gaan haal jou bruid. Nou die bruidegom se koms word aangekondig met trompette. Joel 2 vers 15 sê, blaas die bassein, laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaap vertrek. En dan kom steel hy haar in die nag. Dit staan in 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met die in die wolke weggevoer word. Onthou, ons gaan gesteel word van die aarde af. En dan waarheen gaan ons? Onthou jy, die bruid gaan dan na die pa se huis toe om aan te trek vir die troue. So ons gaan na die God die Vader se huis toe om aan te trek vir die troue, en dan hierdie is die tydperk wanneer ons nie op die aarde is nie, want dit is dan wanneer die grimmigheid van God uitgegooi gaan word. En dan is dit die bruiloffees, dan is dit tyd vir die party. Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. So die laaste ding wat dan nou nog in Openbaring moet gebeur,
is daar, Jesus gaan terugkom as koning, onthou na die laaste trumpet en die wegroeping het plaasgevind en die grimmigheid van God is klaar uitgegooi, dan kom Jesus terug en hy gaan dan regeer vir 1000 jaar as koning. En dan gaan die duiwel vasgebind word vir 1000 jaar, maar dan gaan hy weer vir 'n klein rukkie losgelaat word, en ons gaan nou sien wat gebeur daar. So, na 1000 jaar sal die Satan vir 'n kort tydjie ontbind word, en dan gaan daar weer nasies versamel, so daar gaan weer klomp mense wees, wat nie vir God gekies het nie, en dan wil hulle nou weer oorlog voer teen God die Vader, maar die laaste oorlog gaan 'n baie, baie vinnige oorlog wees, want daar staan, en vuur van God het uit die hemel neergedaal en hulle verslind. So dis asof die duiwel 'n laaste kans kry, maar ek dink, jy weet, God is soos, nee, jy weet, dan stop hy die oorlog baie vinnig. En dan is dit eers die oordeel, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, almal het voor God gestaan, en die boeke is geopen. Onthou, ons wat geesvervulde Christene is al klaar weggevat hemel toe saam met Jesus, ons kom terug saam met hom, wanneer hy terugkom, so ons oordeel is klaar gedoen. Hierdie oordeel wat hierso nou plaasvind, is die ongelowiges. Hulle word dan nou gejudge op die werke wat hulle gedoen het terwyl hulle op die aarde is. En dan daarna sien Johannes die nuwe Jerusalem in Openbaring 21. En wat vir my so mooi is, daar staan, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, ek het die heilige stad sien neerdal van God uit die hemel, die tabernakel van God is by die mense, hy sal by hulle woon. So as jy so ver terug gaan soos die begin van die storie, het God saam met Adam en Eva in die tuin gewandel. Dis nog al die pad God se hart, hy wil net so graag saam met die mens wees, en hierso by Openbaring 21 sien ons, hy sal saam met sy mense woon.